Ek weet nie of julle dit ook ervaar, dat die lewe is baie besig. Dit is so asof daar nie genoeg tyd in 'n dag is. As jy kom sien, dan is dit aand. As jy sien, is dit einde van die week. En as jy jou kom kry, is jy in die einde van die jaar. Alles het net vinniger en beter en meer geword. Dit is so asof die wêreld in beheer is. Maar wie is in beheer by ons? Is die wêreld in beheer of is God in beheer? Die wêreld is baie besig en alles beweeg teen 'n hoë spoed. Waar ons nog baie tyd gehad het, is daar nie meer genoeg tyd nie. Die wêreld het beheer oor ons lewens geneem. Wie is in beheer van jou lewe? Wêreld, jouself of God? Het jy al ooit gewonder, wat sou gebeur as jy God waarlik eerste stel in elke deel van jou lewe? Nie halfpad nie, nie net op Sondag nie, maar heeltemal. Die meeste mense soek vrede, rigting, vreugde en deurbraak, maar hulle hou aan om God tweede, derde of selfs laaste te stel. Ons skakel aan, kyk na ons fone voor ons bid. Ons vertrou ons gevoelens meer as God se woord. Ons jaag sukses, geld, verhoudings en erkenning na, in die hoop dat daardie dinge ons uiteindelik sal bevredig. Maar Jesus het iets kragtig gesê in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Daardie vers verander alles. Wat sou gebeur as jy vir elke enkele dag een besluit neem? God kom eerste. Nie godsdiens nie, nie volmaaktheid nie, net daaglikse oorgawe. En teen die einde sal jy dalk besef dat om God eerste te stel nie net jou skedule verander nie, dit verander jou hele lewe. Nommer 1. Om God eerste te stel verander jou prioriteite. Een van die eerste dinge wat gebeur wanneer jy God eerste stel, is dit, jou prioriteite begin verander. Skielik begin dinge wat vroeër uiters belangrik gevoel het, 'n greep op jou verloor. Die behoefte om mense te beïndruk, die voortdurende vergelyking, die eindelose gejaag na tydelike dinge. Jy begin die lewe anders sien. Voordat jy Jesus sy disippels geroep het, was baie van hulle behept met oorlewing, geld en status. Petrus was gefokus op visvang. Matteus was gefokus op die invordering van belasting. Maar toe hulle Jesus ontmoet, het hulle prioriteite heeltemal verskuif. Lukas 9 vers 23 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Let op wat Jesus gesê het, elke dag, nie net soms nie, elke dag. Om God eerste te stel, is nie 'n eenmalige emosionele oomblik nie. Dit is 'n daaglikse keuse. Hier is wat baie mense ontdek gedurende die tyd. Gebed word belangriker as vermaak. Vrede word waardevoller as gewildheid. Gehoorsaamheid word groter as gemak. Stel jou lewe voor soos 'n motor. Vir jare het jy God dalk gevra om in die passasierssitplek te sit, terwyl jy ry waar jy wil. Maar wanneer jy God eerste stel, laat jy hom uiteindelik die stuurwiel neem, en dit verander die bestemming. Die wêreld sê volg jou hart, maar Jeremia 17 vers 9 sê die hart is bedrieglik.
God roep ons nie om die emosies te volg nie. Hy roep ons om hom te volg. En die wonderlike ding is dit, wanneer God jou hoogste prioriteit word, begin alles anders in die regte plek val. Nommer 2, om God eerste te stel, bring vrede te midde van chaos. Baie mense dink vrede kom van 'n perfekte lewe, maar Bybelse vrede kom daarvan om God in die middelpunt van jou lewe te hê. Selfs wanneer alles om jou deurmekaar voel. Kyk na Daniël. Daniël het in 'n korrupte kultuur geleef, omring deur druk en kompromieë. Tog het hy voortgegaan om God daagliks eerste te stel. Daniël 6:10 sê, hy het 3 keer per dag gebid, selfs toe dit onwettig geword het. Dink daaraan. Hy het nie net gebid wanneer die lewe maklik is. Hy het getrou gebly onder druk. En omdat God eerste was in Daniël se lewe, het vrees hom nie beheer nie. Daardie selfde ding begin gebeur wanneer God eerste stel. Jou omstandighede verander dalk, nie dadelik nie, maar jou hart begin verander. Filippense 4:6-7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. Dan sê dit, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Daardie soort vrede maak nie sin vir die wêreld nie. Jy het dalk steeds rekeninge, jy het dalk steeds stryd, jy het dalk steeds onbeantwoorde gebede, maar nou dra jy nie meer daardie laste alleen nie. En baie mense ontdek dat wanneer hulle die eerste oomblikke van hulle dag saam met God deurbring, verloor hulle bekommernis en krag. Die stryd in jou gedagtes word stiller. Jou gees word sterker en in plaas daarvan om eerste paniekerig te raak, begin jy bid. Nommer 3. Om God eerste te stel, ontbloot dit wat jou beheer. Hierdie deel is ongemaklik maar kragtig. Wanneer jy God waarlik eerste stel, begin verborge afgode na vore kom. En afgod is enige iets wat God se plek in jou hart neem. Vir sommige mense is dit geld, vir ander is dit verhoudings, vir ander is dit sosiale media, sukses, liste, trots of selfs die goedkeuring van mense. In Eksodus 20:3 het God gesê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Let op, hy het gesê, geen ander gode voor my aangesig hê nie. Omdat God weier om mee te ding vir die eerste plek in ons lewens. Daar's 'n storie in die Bybel oor 'n ryk jong man in Markus 10:17-22. Hierdie man het moreel goed gelyk. Hy het die gebooie nagekom, hy het Jesus gerespekteer, maar toe Jesus vir hom sê om sy besittings prys te gee en hom te volg, het die man bedroef weggestap. Waarom? Omdat geld sy ware God geword het. En soms gedurende die tyd, om God eerste te stel, begin God die dinge openbaar waarop ons meer as op hom vertrou. Dit kan eers pynlik voel, maar ontbloting lei tot vryheid. Stel jou voor, 'n dokter vind 'n verborge siekte vroeg genoeg om dit te genees. Dit kan seer maak om die diagnose te hoor, maar dit red jou lewe. Net so ontbloot God
ongesonde bindings, omdat hy jou hart wil genees. En hier is die pragtige deel. Wanneer God afgode verwyder, vul hy daardie leë ruimte met sy teenwoordigheid. Niks in hierdie wêreld kan die siel bevredig soos God nie. Nie geld nie, nie roem nie, nie verhoudings nie, nie prestasies nie. In Prediker 3 vers 11 sê God, het die ewigheid in die mens se hart gelê. Daardie leegheid wat mense voel, is dikwels 'n geestelike honger wat net God kan stil. Nommer 4. Om God eerste te stel, versterk jou geloof. Geloof groei wanneer dit ingeoefen word. En een van die vinnigste maniere waarop jou geloof groei, is deur konsekwent vir God te kies, selfs wanneer dit gevoelens fluktueer. Baie mense is afhanklik van emosies om naby God te bly. Maar volwasse geloof hou aan om te gehoorsaam selfs op moeilike dae. Dink aan Abraham. God het vir Abraham gesê om sy vaderland te verlaat, sonder om dadelik die hele plan te wys. In Hebreërs 11 vers 8 sê, deur die geloof het Abraham gehoorsaam geword. Hy was gehoorsaam voor hy die uitkoms gesien het. Dit is presies wat gebeur wanneer jy jou daartoe verbind om God eerste te stel. Jy begin vertrou bo jou emosies. Miskien word jy vroeg wakker om te bid, selfs wanneer jy moeg is. Jy vergewe iemand selfs wanneer jy seer gekry het. Jy hou op om kompromie te maak, selfs wanneer jy versoek word. Jy kies gehoorsaamheid, selfs wanneer niemand dit is nie. Niemand dit sien nie. Elke klein daad van gehoorsaamheid versterk jou geestelike spiere. En met die tyd begin jy iets ongeloofliks opmerk. Jou vertroue in God word sterker as jy vrees. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Dit is waarom dit saak maak om daagliks skrif te lees. Hoe meer tyd jy met God se woord deurbring, hoe meer verander jou denke. Vrees begin krimp, geloof begin styg, hoop begin terugkeer. Jy hou op om probleme groter as God te sien. In plaas daarvan begin jy onthou getrou God nog altyd vir jou was. Nommer 5. Om God eerste te stel, kan jou hele lewe transformeer. Hierdie is die waarheid wat baie mense ontdek. Om God eerste te stel, verbeter nie net een area van jou lewe nie. Dit beïnvloed alles. Jou verhoudings verander, jou denke verander, jou gewoontes verander, jou reaksies verander, selfs die manier waarop jy praat begin verander. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. God spesialiseer in transformasie. Kyk na Saulus in die Bybel. Saulus het Christene vervolg. Hy was gewelddadig en geestelik blind. Maar na sy ontmoeting met Jesus het Saulus Paulus geword. 'n man wat gehelp het om die evangelie oor nasies heen te versprei. Dit is die krag van oorgawe. God kan enigiemand transformeer. En miskien begin jy verslawings breek. Jy ontwikkel dissipline. Jy word vriendeliker. Jy word meer geduldig. Jy hou op om net vir jouself te lewe. Nie omdat jy hard op jou eie probeer nie, maar omdat God mense van binne na buite verander. Johannes 15 vers 5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. Let op,
Jesus het gesê, sonder hom kan ons niks doen. Nie klein goedjies, ons kan niks doen sonder hom. Hy het gesê, opregte transformasie gebeur wanneer ons aan hom verbonde bly. En soms is die grootste wonderwerk nie eksterne sukses nie. Soms is die grootste wonderwerk om die persoon te word wat God jou geskep het om te wees. Om God eerste te stel, maak jou lewe dalk nie dadelik perfek nie, maar dit kan jou rigting heeltemal verander. Jy sal dalk groter vrede ontdek, sterker geloof, duideliker doel, vryheid van verborgde afgode en 'n dieper verhouding met God. Want wanneer God eerste word in jou lewe, begin alles anders in jou regmatige plek val. Matteus 6 vers 33 was nooit net 'n voorstel nie. Dit was 'n uitnodiging om die lewe te ervaar soos God dit bedoel het. En miskien is vandag die dag wat jy uiteindelik daardie uitnodiging aanvaar. Hoekom wil ons sukkel en struikel deur die lewe? As God wat alles weet en alles kan doen, ons kan lei. Al wat ons moet doen is om eerste in ons lewens te maak. Ek moet opstaan met hom en ek gaan slaap met hom. Ek moet hom oral saamvat. Daar waar God nie sal gaan en wat hy nie sal doen nie, moet ek ook nie doen nie. So ons moet huis toe gaan en self gaan sommetjies maak en dink, wat is eerste in ons lewe? God of die wêreld of ekself? Want vandag se tyd moet ons die Here voorsit, want ons gaan dit nie kan maak. Ons kon dit nog nooit gedoen. Ja. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons op U kan vertrou. Here, U is die grootte God. U is die een wat ons nog altyd gelei het. Here, al het ons weggedwaal, U het ons weer kom haal. Here, ons bid en vra dat U ons harte sal deursoek. Here, en dat U vir ons sal wakker skud, Here. Dat ons nader aan U sal beweeg. Here, dat ons U in die stuurwiel sit, Here. Here, dat ons kan naby U lewe, want dit is die enigste plek wat ons kan oorleef. Here, ek bid vir hierdie dorp, ek bid vir hierdie land, Here, daar is nou so baie goed wat in hierdie land aangaan. Here, alles is die mekaar, maar U sal ons daar deurvat. Here, ons vra dit in U groot en heilige naam. Amen.